Goeiemôre en baie welkom by Woensdag die 27ste Januarie se midweek uitsending. Ons herbesoek die afgelope Sondag se teks en laat toe dat die teks met ons besig raak deur die 4 vrae wat ons gewoonlik hierdie tyd van die week vra aan die teks te vra. Ons sukkel so 'n bietjie met ons internet, so dit vertraag so 'n bietjie ons video uitsending, so ons vra groot ekskuus dat ons so 'n bietjie laat is vanoggend met die plasing van die video. Maar ons hoop ons sal dit alles kan uitsorteer so spoedig as moontlik. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here vir ons sal lei. Here, ons gebed is weer eens vanoggend dat U ons sal deurdrenk met U woord en dat U ons sal onderrig. Ons weet ook dat die woord ons leer dat wyse mense is mense met 'n leerbare gees en dit is wat ook ons van U vra en dat ons dit sal kan toepas in ons lewens. Dit help ook nie ons doen net 'n klomp kennis en inligting op, maar ons leer ook nie hoe om dit toe te pas in ons lewens nie. En ons erken en bely U woord is lewe en dit help vir ons om regtig gehoorsaam te kan volhard aan U. Help ons om U te soek en U te vind, ook in hierdie woorde en hierdie teks en hierdie verhaal. Leer ons daarom om dit in te neem en ons eie te maak. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die teks waarna ons kyk is weer eens Numeri. Ons gaan vandag net vir hierdie oefening by Numeri 14 stil staan. 'n Hele paar verse daaruit net weer by stil staan en lees. So kom ons gaan na die teks toe. Ek hoop jy, as jy nog nie reeds jou teksgedeelte of jou Bybel en dan ook jou notaboekie gereed het nie, die teks verskyn ten minste in elk geval op die skerm. So kom ons volg dit saam en dan pak ons dit met die 4 vrae uit. Kom ons gaan lees saam. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê: "As ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring, net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal kruisgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?" Hulle het toe vir mekaar gesê: "Kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe." Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van Israeliete wat daar saam was op hulle knieë geval. Ook het Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê: "Die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing." Ons het ons by daai begrippe Sondag ook reeds stilgestaan. Kom ons lees verder. "Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie." Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. Toe die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê: "Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle." Maar Moses het vir die Here gesê: "Die Egiptenaars sal dit hoor en vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is tog U wat hierdie volk deur U mag uit Egipte laat wegtrek het, en die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat U, Here, onder hierdie volk is, dat U duidelik waarneembaar verskyn het, dat U wolk oor hulle is, en dat U bedags in 'n wolkkolom en snags in 'n vuurkolom voor hulle uitgaan. As U hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van die dade gehoor het sê: Die Here was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat hy met 'n eed aan hulle beloof het nie. Daarom het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat U groot mag nou bekend word, Here, soos U gesê het. Ek, die Here, is lankmoedig en vol liefde. Ek vergewe ongeregtigheid en oortreding,
maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag. Vergewe dan tog die sonde van hierdie volk en die groot liefde, in die groot liefde, soos u hulle van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe antwoord die Here, ek vergewe hulle soos jy gevra het. Nogtans, so seker as ek leef en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid, nie een van die manne wat my mag in die wonders wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, gesien het, en wat my nou oor en oor getart het, en nie na my woorde geluister het nie, sal die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, sien nie. Nie een van hulle wat my geminag het, sal die land sien nie. Maar omdat my dienaar Kaleb 'n ander gesindheid het, en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Ons sien ook dat die Here later dieselfde dan ook vir Joshua insluit in hierdie belofte. Ons lees dit so ver. Dis nog eintlik 'n bietjie 'n kopkrap gedeelte hierdie, en daar's geweldige klomp goede wat gebeur. En as jy 4 vrae gaan vra aan hierdie gedeelte, en ek sê weer, ek gaan net 'n paar uitlig. Jy is welkom om 'n bietjie aan te vul ook in jou eie studie en kyk na die teks. Ons eerste vraag is, wie is God? As ons sinne begin met God is, dan sien ons die hele paar dinge. As ons nou die hele verhaal in die konteks bietjie wyer saam met dit lees, dan leer ons uit hierdie gedeelte dat God 'n God is wat ons op 'n pad bring, en ons moet kies hoe ons hierdie pad gaan loop. Ja, die Here vat hulle, en hy maak homself bekend deur sy wonders en versorging, en hy bring hulle op 'n woestynpad, eintlik 'n moeilike pad. Maar nou kom die pad ook by 'n skeiding, 'n afdraaipad, en hulle moet kies hoe hulle hierdie pad gaan loop. Sien, God lei, hy voorsien, hy is die God van sy woord, van sy verbond, sy eed, sy belofte. Hy is ook die God van wonders, en dit het die volk nou al keer op keer gesien. Ek het Sondag ook hierdie prentjie gewys aan u, wat eintlik dan soveel spreek, soveel boekdele spreek, die God van wonders, sy wolkolom, vuurkolom, wat homself op hierdie manier bekend maak. Moses herhaal dit in hierdie teks ook, hoe die Here se magtige teenwoordigheid bekend geraak het, en ook selfs nie net aan sy Israeliete nie, maar ook aan die ander volke. Hulle het nou getuienis geraak, hoe God sy magtige teenwoordigheid sigbaar maak, ook in sy sorg, in sy geregtigheid, hoe hy mense uitsorteer, sy eie mense, maar ook die wat sy volk wat teëgaan, die Egiptenaars, nie net in Egipte nie, ook deur die Rooi See, ook die mense nou al langs pad, wat hy begin doen het, as jy daarvan ook verder in Eksodus 17 wil gaan lees, wat dan daar gebeur. En dan vers 18, hierdie ongelooflike getuienis wat Moses eintlik dan uitspreek, as hy sê die Here het homself bekend gemaak as die Here wat lankmoedig is en vol liefde is, wat ongeregtigheid vergewe en oortreding vergewe. En dit is sonder meer net doen of iemand net sonder meer vryspreek nie. Hy reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag. Het is interessant dat Moses nie verder hierdie aanhaling voltooi en volmaak nie, want die Here bewys ook sy liefde aan die mense wat hom lief het, selfs tot in die 1000ste geslag. So dit is nogal interessant, dus ek sê dit is nogal 'n kopkrap gedeelte, want daar is party gedeeltes wat dalk 'n bietjie weggelaat is, maar ons ken die volledige formule, hierdie formule van God se lankmoedigheid en liefde, dat hy vol vergifnis is. Die plek waarin God se liefde en lankmoedigheid uitspeel, is in sy vergifnis. Ek gaan later oor hierdie lankmoedigheid 'n bietjie uitbrei. God is 'n verhoudingswese. Hierdie gesprek met Moses sê vir ons, God is beskikbaar vir 'n gesprek met hom. Daar's 'n aankondiging deur die Here, hy wil hierdie mense uitdelg deur die pes. Maar dit gee ook die ruimte vir Moses om in te tree en 'n gesprek met hom te voer. God is beskikbaar. Nou is ons besig met die vraag, wie is God? God is beskikbaar vir hierdie gesprek, hierdie pleit, hierdie smeek wat Moses het. Kom ons kyk 'n bietjie na die vraag, wie is ons? Die mensdom vraag, wie is ek? Wie is ons? Dit is interessant dat ons twee tipes mense sien,
twee hoofgroepe kan ons eintlik sê, wat teenstrydig is van mekaar ook in hierdie gedeelte. Aan die een kant het ons hierdie mense wat beïnvloedbaar is. Dis die teenstrydigheid. Ons het Sondag die woord gebruik, gullible. Iemand help my weer reg in hierdie week om te sê, goeie Afrikaanse woord vir gullible is ook om naïef te wees, maar ek dink negatief naïef. Daar's ook 'n gesonde kant aan naïef. Dis die mense wat slikgretig is. Die woord wat ek geskep het. Wat maklik vergiftig word en vergiftigbaar is, wat ook ander mense vergiftig. Mense wat maklik ontvoerbaar is. In hierdie terme het ek ook gebruik dat hulle is eintlik vloeigretig. Hulle kies die pad van die minste weerstand. Dis aan die een kant sien ons so 'n duidelike groep mense wat na vore kom. Die tweede groep mense is die mense wat 'n intieme verhouding met God het. Ons sien dit in Moses, Aaron en Caleb en Joshua. Hulle staan vas as gevolg van 'n intieme verhouding met God. Hulle is getrou en hulle vertroue op God. Hulle volhard en is onwankelbaar. Selfs al word hulle met verwerping, die mense sê, kom ons kies vir ons 'n ander leier. So hulle verwerp eintlik vir Moses en Aaron, daarmee verwerp hulle eintlik vir God. Hulle staan vas en is onwankelbaar, selfs al word hulle met die dood gedreig. Hulle wou hulle met klippe doodgooi. Bly hulle getrou volhard. Wat in die teks herhaal in my? Watter emosies of gedagtes kom los in my? 'n Mens word vir 'n wyle vervoer of selfs ontvoer deur hierdie teks om ook iewers heen in hierdie gedagtes te vertoef. Vers 17 staan vir my nogal baie sterk uit. God wat ook sy mag, sy almag, sy magtige teenwoordigheid, nie net in sigbare vuurkolom bekend maak, maar wat ook sy mag en liefde bekend maak in vergifnis. Dit is Moses se smeking. Moses het God so leer ken. En dan sê hy vir die Here, Here, maak ook u magtige teenwoordigheid bekend. Nie deur uit te delg nie, maar ook in die troue liefde en vergifnis. Dit vertoef nogal aan my. So baie keer het mense kritiek teenoor die Ou Testament en die God wat hom in die Ou Testament bekend maak as 'n God wat net wreed is of liefdeloos optree, wat net uitdelg. Maar hier sien ons die teendeel. As mense eintlik regtig baie mooi gaan lees in die Ou Testament, dan kom die lankmoedigheid en die liefde van die Here na vore. Nou kom ons staan 'n bietjie stil by hierdie begrip in die Hebreëus wat sê erek afayim. Dit beteken dat die Here lankmoedig is. Dit is ons vertaling daarvoor. Letterlik staan daar eintlik in die Hebreëus dat die Here sy neus lank vat om warm te word. Nou dit is 'n begrip vir woede. Hulle het dit letterlik so gesê. As jou neus lank vat om warm te word, dan is jy geduldig. Jy is lankmoedig. 'n Vreemde woord vir kinders dalk in Afrikaans. Maar jy vat lank om kwaad te word. Jy's geduldig. Letterlik, erek afahim. Jou neus vat lank om warm te word. So ons vertaal dit nou nie so nie, want ons verstaan nie hierdie metafoor lekker nie. Maar dit is 'n eienskap van wie God is en dit vertoef in my. God is geduldig met ons. Ek het dit laasweek ook al eintlik gesê, is dat sy liefde sterker brand as sy woede. Dit vertoef, dit resoneer in my. Sien, sonde word vergewe, nog 'n gedagte wat in my vertoef, wat my bietjie laat nadink, wat in my resoneer. Sonde word vergewe, maar daar steeds konsekwensies. 40 dae se verkenning van die land wat op die einde uitloop op vergiftiging binne een nag. Se konsekwensie, dit word vergewe, hierdie vergiftiging word vergewe, hulle weerstand, hulle opstand, maar dit lei tot 40 jaar lank se ronddwaal in die woestyn. Dit lei daartoe dat 10 mense uitgedelg word en hulle nooit die beloofde land sou sien nie. Net 2 verkenners, Joshua en Caleb, kry die voorreg om die land in te gaan. Dis die 2 name wat in my ook sal resoneer uit hierdie verhaal. Caleb en Joshua. Dan, gee die teks my 'n opdrag. Daar's baie opdragte in hierdie teks. Ek gaan so 'n paar net uitlig. Sien, sekerheid het kos nodig. Ons het dit eintlik al verlede Sondag ook gesien in die stilstaan by daai teks wat ons in Markus 9 by stil gestaan het, dat ons sekerheid onder spervuur is. Ons sekerheid het kos nodig in ons verhouding met die Here, hoe ons vertoef ons laat deurdrenk met woord en sekerheid uit die woord.
Ons leer by Moses iets dat ons moet vas staan op God se karakter. Moses tree in die bres, dis ook baie mooi oud Afrikaanse taal, nie? Moses tree in die bres, die Engelse sê standing in the gap. Hy kom tree in vir die volk. Hy tree in vir sy mense, maar met versigtigheid. Hy beroep hom op God se karakter en nie op die van mense nie. Ja, hy noem dat daar karaktereienskappe is van die Egiptenaars en die volke na wie hulle op pad is, dat hulle dalk iets slegs van God sal sê, 'n slegte getuienis oor God sal hê, maar hy beroep hom op God se karakter van lankmoedigheid en vergifnis. So as jy staan op God se karakter, moenie op die karakter van mense staan nie, maar op wie God is, as die God van liefde. Ons kry opdrag in hierdie gedeelte om gehoorsaam te bly, om te volhard, om die Here te vertrou. Maar ons kry ook 'n baie duidelike opdrag dat ons grense moet stel. Grense in hoe ons moet toelaat dat mense ons vergiftig. Ons negatief moet beïnvloed. Ons praat so baie maklik saam in die meerderheid. Hier sien ons dat die meerderheid inteendeel verkeerd was. Die vertroue wat Caleb en Joshua het in die Here. Met ander woorde, moenie ander mense se gif op jou rug laai nie. Moenie hulle apie op jou rug laai nie. Dis hulle sirkus. Moenie hulle kaartjies koop nie. Moenie toelaat dat jy vergiftig word deur ander mense se negativiteit nie. Bly volhard, getrou, gehoorsaam aan die Here. Lees weer die teks nou uit tyd. Maak jou notas. Vra jou vrae. Kom ons bid saam. Here, dis dalk weer eens 'n vinnige kyk na hierdie teks. En is so 'n ryk gedeelte. En ons moet erken en bely, dis baie keer so moeilik om hierdie dinge in ons lewens toe te pas. So daarom pleit en smeek ons by U, help ons daarmee. U is ook daarin getrou, ook in U lankmoedigheid en geduld met ons, om ons dit te leer. U lei ons en U bring ons by 'n pad, maar ons kies baie keer hoe ons daai pad gaan loop, hoe ons gaan gedra of wangedra op daai pad. En dit is waarvoor ons vra, Here, help ons om getrou, gehoorsaam te bly, om ook mense te wees van lankmoedigheid, van geduld, mense wees van vertroue, standvastigheid en volharding, ook mense wat hulle karakter wys deur mense te wees van liefde en vergifnis. Ons bid dit in afhanklikheid in Jesus se naam van U. Amen. Mag jy 'n geseënde week verder hê en ons sien uit daarna om Sondag weer verder te gesels in ons volgende tema. 'n Baie lekker week vir U. Mag die Here U seën en beskerm en bewaar. Amen.